Vandag wil ek kyk na die verband tussen die aard van die wortels van 'n funksie en die grafiek van 'n parabool. Nou, die wortels van 'n funksie is die waardes van x waar die funksie gelyk is aan 0. So as ons kyk na die wortels van die funksie y is gelyk aan ax kwadraat plus bx plus c, sal dit wees waar ax kwadraat plus bx plus c, wat y is, gelyk aan 0 is. En dan weet ons verder dat y gelyk aan 0 is, daar waar die grafiek die x-as sny of raak. Nou, vroeg in die jaar het julle geleer van die diskriminant en dat die diskriminant die aard van die wortels bepaal. Ons het byvoorbeeld gesê ons kry 2 reële wortels, of ons kon sê ons het gelyke reële wortels, of ons kon sê dat ons geen reële wortels het nie. Wortels. En julle het hoofsaaklik die diskriminant gebruik om hierdie raak te sien. Nou kom ons kyk na 'n funksie. Hier het ek die funksie f van x is gelyk aan 2x kwadraat minus 3x minus 5. En ja, ek het die grafiek sommer klaar geteken, want ek wil vandag kyk na die verhouding of die verwantskap tussen die grafiek en die aard van die wortels. Nou op die vorige bladsy het ons gesê dat die wortels die x-afsnitte op die grafiek gaan wees. So, vir hierdie een kan jy baie duidelik sien dat jy 2 verskillende, soos 2 verskillende x-afsnitte het, 2 verskillende reële wortels gaan wees. 2 verskillende reële wortels, want ons het 2 verskillende reële x-afsnitte. En as jy nou wil terugvat na diskriminant toe, beteken dit dat die diskriminant groter as 0 moet wees. Vir die volgende grafiek, hier het ek my parabool geteken. Dit is die funksie g van x, wat x kwadraat minus 2x plus 1 is. Sy draaipunt is presies op die x-as. Dit beteken ek het net 1 wortel, want hy raak die x-as by net 1 plek. Nou ja, ons het altyd gesê, dit beteken gelyke reële wortels. En dit gebeur wanneer wanneer die diskriminant gelyk is aan 0. En my laaste voorbeeld, waar raak of sny die parabool, hierdie een, nou die x-as? Hy sny glad nie die x-as nie. En daarvoor sê ons, hy het nie reële wortels nie. Soos, daar is nie reële getalle wat wortels is vir hierdie funksie nie, want hy raak nie die x-as nie. In so 'n geval sou ons diskriminant gelyk aan 0 gewees het. In toetse en eksamens kry mens dikwels vrae wat sê, hoe moet ek die grafiek skuif sodat die aard van die wortels van 'n spesifieke soort is.
So ek het nou weer die laaste grafiek waarna ons gekyk het. Dit was die grafiek van h van x is gelyk aan minus x kwadraat plus 2x minus 3. Hier is hy geteken en ons sien dat hy geen reële wortels het nie, want hy raak nie aan die x-as nie. As hulle nou vir my sê, k van x is gelyk aan h van x plus t, wat beteken die plus t? Dit beteken doeteenvoudig, ek moet die grafiek opskuif. Op of af, maar hierdie een gaan op wees. Ek moet die grafiek opskuif, sodat die funksie 2 ofwel gelyke reële wortels sal hê. Nou, ek dink mens kan maklik sien, as ek hom 2 eenhede opskuif, dan gaan my draaipunt daar wees. Ek gaan 2 eenhede hier opskuif, ek gaan 2 eenhede daar opskuif, so ongeveer daar is die grafiek. So my antwoord vir nommer A gaan wees, t is gelyk aan 2. Want ek wil hê die grafiek moet die x-as by net een plek raak of sny, want dit moet gelyke wortels wees, dit beteken net een wortel. Goed, vir nommer B wil hulle hê, dit moet 2 verskillende reële wortels wees. Nou, ek dink mens kan ook maklik sien, as ek hom net bietjie meer as 2 gaan opskuif, so, ons maak sommer daar. Ek skuif die hele grafiek net 'n bietjie meer as 2 eenhede op, dan lyk hy ongeveer so. En dan sny dit die x-as 2 keer. So dit sal wees as t meer as 2 eenhede opgeskuif word. Vir nommer C wil hulle hê dat die grafiek 2 reële wortels moet hê, waarvan een positief en die ander een negatief is. Nou kyk weer na my grafiek. As ek hom meer as 2 eenhede opskuif, is al 2 my wortels, met ander woorde, al 2 plekke waar ek aan die x-as raak of sny, is positief. Maar ek wil hê die ander wortel moet negatief wees. So, hoeveel moet ek hom opskuif? Wel, as ek hom kan skuif, kom ons maak dit hierdie slag blou. As ek hom kan skuif, sodat ek deur die oorsprong gaan, met ander woorde, nog een op hier, van daar af ook nog een op, en hier, as ek hom so kan skuif, dan kry ek, dat ek 'n positiewe wortel het en 0. Nou 0 kan positief of negatief wees, so ons gebruik nie 0 nie. Maar ek dink jy kan sien, as ek hom net bietjie verder as dit skuif, daar is hy so baie rof geteken, dan het ons 'n negatiewe wortel en 'n positiewe wortel. So, ek moet die grafiek verder as, en kyk nou net hier, die grafiek kom hier van min 2 af, en ek wil hom hoër as, sy draaipunt moet hoër as 1 wees, so dis 1, 2, 3 eenhede wat ek hom moet opskuif, so t moet groter as 3 wees. En nou my laaste vraag, nou ek wil net 'n bietjie uitvee, want ek dink daar is nou te veel skuiwe alreeds op die grafiek gemaak. Jy sal waarskynlik net een van hierdie gevalle in 'n eksamen kry. En vir nommer D wil ek 2 reële wortels hê wat albei positief is. Nou ons het al gesien, as ek hom 2 eenhede opskuif, met ander woorde so,
dan kry ons net een reële wortel. So ek moet hom bietjie meer as 2 skuif, sodat ek 2 reële wortels het, bietjie meer as 2, maar ek wil albei my wortels positief hê. Nou kom ek teken een wat so bietjie meer as 2 geskuif is, so hy gaan net so bokant die punt 1, hier by x is gelyk aan 1, gaan hy net so bietjie bokant wees, hier gaan hy ook net so bietjie bokant wees, en daar ook, so daar is, het is nie so maklik om te teken nie, maar daar is die 2 positiewe wortels, want ons is besig om te kyk na 2 positiewe wortels. So ons het nou gesien T is 2. Maar kyk nou, ek wil nou net sien of ek nie dalk nie, ek sal maar 'n nuwe een moet teken. Kom ek teken hom in blou. So ek wil definitief hê dat T moet groter as 2 wees. Maar as ek hom 3 eenhede opskuif, met ander woorde hierdie punt by 1 en hierdie punt weer by 0, dan kry ek 1 wortel wat ek nie kan sê wat die teken is nie, want is by 0, en 'n ander een wat definitief positief is. Nou ons wil albei die wortels positief hê. So as ek hom meer as 3 eenhede gaan skuif, dan gaan dit so lyk, en dan is 1 negatief en 1 positief. So ek moet hier sê, en T moet kleiner as 3 wees, want as ek hom meer as die 3 skryf, kry ek 1 wortel positief, kyk dis wat ons hier gedoen het, 1 wortel positief en 1 wortel negatief. Nou dit kan 'n mens as 1 ongelykheid skryf, jy kan altyd met die kleinste een begin. Ok, hier het ons T is groter as 2, en as ek hier van die middel af lees soontoe, as T is groter as 2, en T is kleiner as 3, nou T is kleiner as 3, wat beteken T lê tussen 2 en 3, en dis presies wat ons hier gesien het, die rooie was net meer as 2, en ek kan nie verder as 3 gaan nie, ek kan hom net opskuif tussen 2 eenhede daar, en 3 eenhede daar, want as ek meer as 3 gaan, sal die wortels verskillende tekens hê. Goed, ek dink julle moet hierdie gedeelte nog 'n slag kyk, dit is nie so maklik om dit in te sien nie. Maar gaan oefen dit 'n bietjie.